Goeiedag geliefde en welkom by ons oordenkendheid saam. Hierdie week gesels ons oor die onderwerp van versoeking. En waar pas versoeking in die gelowige se lewe? Nou Satan gebruik versoeking altyd vir een rede, om ons geestelike lewe te kom vernietig. Hy wil hê ons geestelike wandel met God moet afgewater word, dat ons nie vrede beleef nie guns beleef by mense of by God nie. Hy wil seker maak dat ons word eintlik vernietig. En dis hoe Satan versoeking gebruik, en hy het altyd 'n spesifieke strategie hoe hy met ons karring en hoe met ons werk. Tog God gebruik ook versoeking om vir my en vir jou te groei. En wat bedoel ek met dit? Hy laat versoeking in ons lewens toe om juis meer van Jesus Christus se karakter in ons lewens uit te druk. Jy sien geliefde, elke keer as ek en jy in 'n versoeking is en ons gee nie in tot dit nie, dan het ons 'n geleentheid om eintlik die regte ding te doen. Wanneer ons nie ingee tot dit nie, raak ons meer soos Jesus Christus. So, in 1 Korintiërs 10, en ek wil vandag vir julle 'n skrifgedeelte voorhou, 1 Korintiërs 10 vers 12 en 13, maar voor ek by dit uitkom, wil ek graag net konteks gee oor 1 Korintiërs 10. Paulus is besig om met die gelowiges te kom praat oor 3 dinge wat 'n probleem is. Hy sê afgodsdiens is 'n probleem. Hy sê daar's geklaarry onder die mense en onsedelikheid is 'n probleem. Onsedelikheid is seksuele sondes en daai tipe goeters. Nou vandag is seker meer as 2000 jaar later van wat hierdie goeters geskryf is, Bybelse tye, soveel dinge het verander vandag. Dinge lyk soveel anderste vandag as in die Bybelse tyd. Tog die mens het nie veel verander in sy wat hom sy begeerlikhede, die dinge wat hom dryf of haar dryf nie. Die mens bly maar nog steeds dieselfde. Ons wêreld lyk baie anderste, maar wat ons inherënt die binnekant dryf, die goed en die sleg, is maar nog steeds dieselfde. Baie mense sukkel vandag nog steeds om toegewy te leef teenoor die Here, om waar hulle kies om God hulle primêre rede te maak vir hulle bestaan. Daar's te veel afleidings, daar's te veel ander dinge wat ons graag jaag vir plesier. Ons kies eintlik baie ander afgode. Ons sê ons is gelowiges, ons sê ons dien die Here, maar jou tyd sal wys waar jou energie werklik is en waar jou passie vir God is. Ons kla maklik. Yes, ek vat so baie mense, hoe gaan dit? Nie goed, en so 'n oomblikke later, dan gaan dit oor in geklaarry. Mense kla verskriklik maklik. En dan die laaste gedagte wat Paulus teen waarsku is teen onsedelikheid, en ek dink vandag dalk meer as in die Bybelse tye is onsedelikheid 'n ding wat so veralgemeen is dat seks is maklik bekombaar. Jy kan net ingaan op jou rekenaar en jy kan die griesaamste goeie sien. Wat gebeur met onsedelikheid? Onsedelikheid maak dat ons begin die waarde van ander mense minder maak. Ons sien nie mense vir wie hulle werklik is nie. Mense self wat sukkel met daai goeters, hulle sukkel met skaamte, hulle sukkel met hulle eie identiteit. Dit is dinge wat meeste mense mee worstel. So dit is waar Paulus praat in 1 Korintiërs 10. Hy praat oor daai 3 areas: afgodsdiens, geklaarry en onsedelikheid. En dan kom sê in hoofstuk 10 vers 12 en 13 hierdie besonderse woorde. Hy sê daarom, as gevolg van al die goeders waarmee mense sukkel, hy sê daarom, as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot 'n val kom nie. Onthou, die versoekings wat oor julle pad kom is nie uniek nie. Ander ondervind dit ook. God is getrou. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde in die versoeking sal hy vir julle uitweg sorg, sodat julle dit kan verduur. Geliefde, die eerste ding wat ek hier moet besef wanneer ons te doen kry met versoeking, is dit is 'n geleentheid vir my en vir jou om die regte ding te doen. Ons moet nie toelaat dat versoeking ons vrymoedigheid om by God te wees steel nie. Versoeking is nie sonde nie. Versoeking is ook nie uniek nie. Almal ondervind dit. Dit is wat Paulus vir ons sê. So wanneer versoeking oor ons pad kom, moet ons eers weet God is die een wat by ons is en hy is een wat ons uitweg gee, en dis 'n geleentheid vir my en vir jou om die regte ding te doen. So God is getrou. Ons is nie alleen nie. Hy beskerm ons. Hy hou ons regop. So geliefde, wanneer ons kyk na 1 Korintiërs 10 vers 12 tot 13, ons besef die konteks van die hele boek, die hele hoofstuk, is dat as mense, en veral as gelowiges, en Paulus praat met gelowiges in Korinte, is ons elke dag staar ons unieke uitdagings in die oog. Ons het te doen met onsedelikheid om ons. Ons het te doen met afgodery om ons. Ons het te doen met mense wat lewe net vir hulself. As ek praat oor afgodery, mense wat lyk van buite af alles lyk so lekker en so gemaklik, en hulle lyk so asof daar net geen sorge in hierdie wêreld is, en dan beny ons hulle lewens. Hulle is elke naweek weg en hulle is nooit in 'n kerk nie, en hulle is nooit tussen ander gelowiges nie. Geliefdes, daai is ons moet versigtig wees. Dis baie maklik afgodery. So
wanneer ons deur versoeking gaan, kom ons weet ons is nooit alleen nie. Die duiwel het altyd dieselfde strategie, en dit is om my en vir jou te vat na 'n plek waar ons geloofslewe word afgewater, maar God se gedagte is dat versoeking is 'n geleentheid vir my en jou om die regte ding te doen, en dis meer te word soos Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vir ons die belofte gee, dat te midde van enige versoeking, waardeur ons gaan, is God met ons. Ons is nooit alleen nie. U sal vir ons ook te midde van daai situasie, sal U vir ons die uitweg gee, sodat ons sal staande bly. Here, maar mag ons die waarskuwing vandag hoor, dat ons nie dink ons staan sterk, ons het hierdie, ons kan dit op ons eie doen nie, want wanneer ons daai fout sal maak, dis juist dan wanneer ons maklik val. So ek vra Here dat U vir ons meer genade sal gee om meer getrou te wees aan U, en vir ons sal help en leer om net met meer nederigheid in U weë te wandel. Help ons om sterk te staan te midde van versoeking en die regte keuses te maak, sodat ons U naam altyd hoog kan hou. Ons loof U, ons eer U, en ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.